Goeiemôre aan almal en baie hartlik welkom by vanoggend se program, Sybrand se program wat ons saam gaan geniet. Ek glo dat hierdie program vir julle 'n seën gaan wees en dat jy die sterk boodskap wat daar gaan uitkom, dat dit vir u waarde gaan hê. Dit is 'n kort boodskap, maar ek glo dit sal vir u groot waarde hê. Ek wil vir u baie hartlik welkom heet. Psalm 18 vers 29 sê: U laat my lamp skyn. Die Here my God laat my duisternis opklaar. En mag dit so vir u wees vanoggend, as u miskien hier sit met 'n swaarmoedige gees, miskien het die dinge die week nie verloop soos wat u beplan het nie. Miskien is dit maar 'n bietjie 'n donker tyd wat u deurgaan in verhoudinge, in finansies, in inkomste, werksomstandighede. Mag dit dan so wees dat u teenwoordigheid hier vanoggend, dat die Here vir u 'n lamp sal stuur om u pad te verlig vir die week wat voorlê. So baie hartlik welkom aan elkeen van u. Ons wil die verjaarsdae, daar het u die hele lys van die verjaarsdae en ons wil elkeen wat verjaar vandag en hierdie week wat voorlê, baie hartlik geluk sê met julle verjaarsdag. Mag julle 'n spesiale melktert dag hê. Die dag as julle verjaar en mag julle 'n baie geseënde en 'n gesonde jaar hê wat vir julle voorlê. Mag jy ook vir hulle 'n boodskapie stuur. Jy ken al ons versoek dat jy vir elkeen 'n boodskapie sal stuur, net as bemoediging en daarom ook om daarom saam te deel en hulle verjaarsdag geluk. Dan wil ek vir u vra dat u sal kniel vir die openingsgebed asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus ons verlosser, Here Heilige Gees, ons gids en ons bewaarder. Dankie vir die voorreg om vanoggend hier op die Sabbat by mekaar te wees, om u wat groot en heilig is te aanbid. Here, ons nader tot u as nietige sondaars in groot afhanklikheid en ons plaas ons lewens in u hande. En ons vra dat u ons elkeen styf sal vashou, dat u ons sal beskerm en dat u ons vandag sal aanraak en krag gee en wysheid gee vir die week wat voorlê. Beskerm ons terwyl ons hier aanbid asseblief, sodat ons sonder enige onderbreking op u kan fokus, ons God en Vader, en dat alles wat ons hier doen sal wees tot u eer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons tema is die swaard. Jy het waarskynlik gesien, daar was onlangs 'n video wat versprei was van 'n groep ouer manne wat 'n swaard oorhandig aan 'n jonger ouetjie, met die doel om 'n belangrike les oor te dra aan die jonger man en om hom te verwelkom in hulle groep. Nou die swaard was baie waardevol. Dit was gevorm in 4 warm hitte met 'n duur metaal en deur 'n professionele swaardsmid. En die swaard was nogal swaar. Dit was omtrent so 4,5 kilogram wat hulle aan die man oorhandig het. En ek gaan dit aan JP oorhandig wat ons model is vanoggend. JP, wil jy net hom reg voor jou uithou? Net so, hou jy hom vir my? Dis reg, dankie. En die doel is om hierdie swaard reg voor hom uit te hou. Dus hy het 'n redelike gewig aan hom hierdie swaard. En kom ons kyk hoe lank hy dit met gemak kan doen. Efesiërs 6 sê vir ons dat die woord van God is ons swaard. Dis die swaard van die Gees, een van die vrugte van die Gees. En dit moet deel wees van ons wapenrusting elke dag. Dis ons sterkste wapen teen die onsigbare vyand, die Satan. Met ander woorde, die swaard stel eintlik die woord van God voor, dit stel eintlik die Bybel voor. So ek gaan nou die swaard ruil met die Bybel.
om dit net meer prakties te maak. Nou die Bybel is, dink ek, amper 'n bietjie swaarder, so ons sal nou sien hoe JP doen met die gewig wat hy het. Hoe meer tyd ons met die woord van God en in gebed spandeer, terwyl ons die Here volg, hoe sterker word ons. Aan die begin voel jy sterk en gereed om die sware swaard self vas te hou. En jy dink dat jy self sterk genoeg sal wees om enige uitdaging en enige probleem te oorwin. Maar hoe langer jy die stryd voer met die uitdagings en probeer om gehoorsaam te wees aan God se riglyne, hoe swaarder en moeiliker word dit. JP, hoe gaan dit met jou swaard wat jy vashou? Hy raak nogal swaar, sê hy. Ek kan dit nogal glo en die feit is hy gaan nog 'n bietjie swaarder word want ek gaan nog 'n bietjie langer praat. So is dit ook in die lewe. Om soos 'n ware Christen te leef en God se woord toe te pas, is soms moeilik en uitdagend. En tog probeer mense om soms alleen self alles te doen wat hulle kan. Maar eintlik het ons mekaar nodig. En God gee ons meer krag wanneer ons saam staan. Galasiërs 6 vers 2 sê dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Daar is tye wanneer ons alleen sal moet staan. Dit is waar. Maar ons moet dit nie doen uit selfsug of eie koppigheid nie. Hoe voel die gewig vir jou, JP? Hy raak nou baie swaar, sê hy. Gaan nog 'n bietjie praat. As jy 'n broer sien wat hulp nodig het, help hom. Staan saam met hom en ondersteun hom, soos wat jy graag ondersteun wil word. Dankie tog vir hulp wat baie keer net betyds opdaag. Vind jy dit is nodig om vir mekaar te bid, maar ons moet altyd kyk of daar iets meer is wat ons kan doen. Dis wat bedoel word met Galasiërs 6 vers 2. Om mekaar se laste te dra, beteken om fisies uit te reik en iets te doen. En dis eintlik wat van ons verwag word, is om fisiese ondersteuning te bied, waar ons ook al kan. Ons vra gereeld vir gebed vir die gehoorgestremde bediening, en ons wil dankie sê vir almal van u wat saam bid. Daar het al soveel wonderwerke gebeur die afgelope jare, en die gehoorgestremde bediening en Sybrand kan getuig daarvan. So ons wil sê baie dankie daarvoor, en hou aan om te bid asseblief, want ons het dit baie nodig. Maar daar is ook dikwels fisiese en praktiese hulp nodig by hierdie bediening. En ons wil vra dat u betrokke sal raak, en ons maak staat op elkeen van u in die gemeente om ons te help asseblief. Die sukses en die voortbestaan van die gehoorgestremde bediening hang af van God se voorsiening, maar ook van die ondersteuning van ons gemeente. So ons wil by voorbaat vir u baie dankie sê, dat u gewillig is en dat u bereid is om ons ook fisies en prakties te ondersteun, wanneer ons dit nodig het. Baie dankie daarvoor. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u sorg en u voorsiening. Ons bid, Here, dat u ons sal toerus met die wapenrusting wat ons van lees in Efesiërs 6, maar dat u ons ook sal help om nie net daarmee rond te loop nie, maar dit fisies toe te pas en mekaar daarmee te help en te ondersteun. Help ons om vir al die gehoorgestremde bediening by te staan. Dankie vir die groot werk wat Sybrand en sy span doen en die spesiale mense wat hulle ook bereik
in hulle bediening. Mag U hulle bediening ryklik seën, mag U hulle beskerm, en mag U ons help om hulle hande omhoog te hou, en hulle te ondersteun wanneer hulle dit nodig het. Mag U Gees ons nou verder in hierdie dag lei, in die res van die programme en boodskappe wat na ons toe kom. Mag U dit seën en mag dit alles wees tot U eer. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.